Vriende, kom ons groet mekaar in die naam van die drie-ene God en bevestig daarmee daai God wat elkeen van ons so lief het, dat ons hierdie lied gesing het en ons glo dit met ons hele hart is teenwoordig om ons elkeen aan te raak. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Amen. As antwoord op die Here se teenwoordigheid, kom ons staan en dan sing ons hierdie pragtige lied saam met die video op vaste fondamente. En daarna kan jy weer sitplekke inneem. Ek hou vir vanmôre die wet voor uit Matteus.
Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die swaaye opgelê het hulle bymekaar gekom en een van hulle wetskenner het hom vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die belangrikste en die eerste gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie pragtige lied saam, die 219 saam met die orgel, maar laat ons dink oor die woorde wat ons sing. Laat ons sing van ons verlosser, vers 1 en 2. Vriende, kom ons sluit die oë. Here God, ons kom staan voor U met ons eie gebrokenheid, met die gebrokenheid van hierdie wêreld en met die gebrokenheid van die ganse skepping. Ons kom staan voor U en voor U woord met die gebed dat U met ons sal praat en dat U woord ons sal heel maak. Ons bid in die naam van ons Here Jesus Christus wat gebreek is, sodat ons kan lewe, dat U met elkeen van ons sal spreek. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons saam met die orgel, spreek Heer, tweemaal deur. Okay, Tannie, ek kan nie vir ons daai opsit. Ons skrifgedeelte kom vandag uit Matteus 4. En natuurlik gaan dit in die lydingstyd begin ons met die Here wat daar in die woestyn inbeweeg het om versoek te word. Ons praat dan vanmôre oor die versoekinge en dan is daar mos die ou grappie wat ons altyd in die kerk vertel wat jy al seker so goed ken.
maar ek wil hom tog weer vertel vanmôre. Die dominee vertel, kom so by die kindertjies, soos wat ek maar na die tyd ook met die sonnaskool gaan doen, en dan probeer hy hulle leer oor die Bybel, en so probeer hy leer oor die 10 gebooie, en hy kom so by die 8ste gebod. En ons weet mos die 8ste gebod is, ek nou reg is, ek hoop nou nie ek dop hierdie toets vanmôre nie, as jy mag nie steel nie, né? En hulle kom toe daarso, en hy probeer die kindertjies leer, en hy sê, jy weet daarso in jou ma se spens, ons nou nie 'n spens, ons het net 'n kas met baie lekker koekies in. Jy weet daar in jou ma se kas, of daar in die spens, staan daar so 'n mooi blik met koekies. As ek by my sussie se huis kom, sy het weer 'n blik met chocolates en al sulke lekker goedes in, so daai roep my altyd as ek by hulle bly. Hy sê as jy daar in die kas instap, of daar in die spens instap, of jy weet daai blik, wat sê dit vir jou? Wat sê die Bybel vir jou daai blik? En hy wil nou graag hê hulle moet sê, jy mag nie steel nie. En die kinders steek hulle hande so op, hulle sê, Jesus het sê, laat die kindertjies na my toe kom, moet hulle nie verhinder nie. Daai versoekinge in die lewe, ons ken ons daardie versoekinge wat ons so uitdaag. Is daai lekker stuk as jy nou wil begin gesond eet, maar dan nooi mense jou en hulle haal daai lekker stuk kaaskoek uit, of al daai verkeerde dinge in die lewe. Of 'n mens as jy die dag wil begin reg oefen, of jy wil opstaan om dinge net reg te begin, en dan reën dit so buite, en dan dink jy die bed is so lekker, om net hier so 'n bietjie langer te lê. Al daardie versoekinge, of jy weet jy, ek wil so graag begin kerk toe gaan, maar, weet jy wat, ons het gestaan so laat gekuier, dit is so lekker om in hierdie bed te lê. Maar tog leer ons uit die Onse Vader uit, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want versoekinge is deel van ons aardse bestaan, ons elke dag se lewe. En hoe gaan ons dan hierdie versoekinge hanteer wat oor ons pad kom? Want versoekinge is daardie innerlike begeerte om die verkeerd te doen, of die goed te doen wat nie vir jou reg is nie. Dis daai stryd, daai konflik binne om te sê, jy weet wat reg is, en dan is dit hierdie begeertes van jou wat eintlik jou van die pad af wil bring om jou die verkeerd te laat doen. So dit is daardie versoekinge, is daardie keuses, daardie begeertes wat jy dan voorsoog. Daarom hierdie gedeelte kan ons nogal baie leer vandag om ons te help om hierdie versoekinge te weerstaan. Kom ons lees saam Matteus 4 en kyk wat ons daaruit kan leer. Hierna is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte lank het hy gevas en later honger geword. Toe het die versoeker nader gekom vir hom gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word. Maar hy het geantwoord, daar staan geskrywe, van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar van alle uitsprake wat uit die mond van God kom. Toe neem die duiwel Jesus na die heilige stad en laat hom op die hoogste punt van die tempelgeboue staan. En sê vir hom, as u die seun van God is, spring hier af. Daar staan immers geskrywe, hy sal sy engele opdrag oor jou gee. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie dalk teen 'n klip jou voet stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskryf, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Hierna neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg. Hy wys hom al die koninkryke van die wêreld in hulle pragt. En sê vir hom, dit alles sal ek vir jou gee, as jy neerkniel en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg, Satan. Want daar staan geskryf, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Toe die duiwel van hom met rus gelaat, en kyk, daar het engele gekom en hom versorg. Net tot sover ons skriflesing. Hierdie verhaal het ek raak gelees, waar ander prediker hieroor geskryf het. Ons almal is bekend met die burgeroorlog, die geveg tussen die noorde en die suide wat in Amerika plaasgevind het. En hierdie is een van die bekendste veldslae wat plaasvind, die veldslag van Antietam in 1862. Hulle sê daar het letterlik duisende manne daai dag gesterf. Die veldslag het plaasvind vir meer as 12 ure het dit plaasgevind. En teen die einde van daai dag, toe die rook gehang het en daar hierdie geskree was van hierdie mense wat gewond was en seer gehad het en natuurlik letterlik baie mense omgekom het van die oorlog, het dit gelyk asof dit 'n gelyk op slag was, dat waar niemand as wenners uitgetree het nie. Maar dit was nie so nie. Hierdie generaal George McClellan het ongelukkig gewen, want hierdie Robert E. Lee het 'n opmars gehad na Maryland toe, en ongelukkig het hierdie generaal van die noorde, kon hy hulle teestaan en hulle
teruggestoot in daardie Potomac rivier. Die rede hoekom hy dit kon regkry en hoekom hulle daai veldslag so kon met mag teëstaan. Jy sien wat gebeur het is van die soldate van die noorde het van die soldate van die suide teëgekom en hulle gearresteer en in hulle besit het hulle toe die hele oorlogsplan van wat gaan gebeur en hoe dit gaan gebeur en hoeveel manne gaan kom, het hulle daar gekry en toe het hulle geweet strategies hoe om hulle self te plaas om hierdie oorlog te begin. En dis vir my nogal mooi, want as ons hierdie gedeelte lees van Jakobus en ons hoor hierdie woorde, gelukkig is die man wat versoekings deurstaan. Want as hy die toets slaag, sal hy die oorwinningskrans van die lewe ontvang, wat God beloof het aan hulle wat hom liefhet. Jy sien wat gebeur is, as ons hierdie gedeelte hoor van hierdie oorlog, van die plan, en ons hoor versoekinge is deel van ons elke dag se bestaan, en ons hoor gelukkig is die een wat die versoekinge kan deurstaan, hoe gaan ons dit regkry? Jy sien, want alleen gaan ons dit nie kan weerstaan nie. Maar net soos wat daardie soldate die plan gehad het, hulle het al klaar geweet is wat gaan kom, hoe om op te tree, hoe gaan hulle dit teëstaan, in hierdie gedeelte van die Here wat hierdie duiwel gaan teëstaan het, hierdie versoekinge teëgestaan het en oorwin het, maak dit vir ons moontlik om te weet, hoe lyk die versoekinge, hoe gaan dit wees, wie versoek ons, hoe werk sy strategie en hoe kan ons dan hierdie bose teëstaan en uit watse krag kan ons dit doen, wat dit vir ons moontlik maak om dit teë te staan. Ons het al klaar die plan in ons besit, so dit gee vir ons die moontlikheid om hierdie aanvalle van die bose teë te staan. Hierdie gedeelte wat ons lees begin, ons het laasweek gelees oor Jesus se doop, waar Jesus daar gedoop is, en nadat hy gedoop is, het hy gebid, die hele week het ons elke dag die dagstukkies daaroor gedoen, en die hemel het oopgegaan, en God het homself aan Jesus kom gesê, bemagtig is die opdrag waarmee hy in die aardse bediening gaan, en die duif wat die symbool was van die Heilige Gees se teenwoordigheid, en die stem van God het toe opgekom en sê, maar hierdie is my seun, in wie ek my verheug. En ek het Vrydag ietsie daarvan gesê, want toe het ek al begin voorberei vir vanoggend. Die skrywer sê, dit was asof Jesus sy skouers onder hierdie wêreld en hierdie wêreld se sonde ingeskuif het. Ons almal se sondes en dit begin dra het met die stryd wat hy geweet het, die pad wat hy moet loop, uiteindelik om te sterf aan die kruis. Vir my was dit so 'n mooi betekenis om dit so te lees. Dit is asof die Here geweet het, maar hier begin die pad wat hy moet begin stap in genade en so in genade elke dag ons wel te kom betree. Jy sien, wanneer ons hierdie gedeelte lees, waar Jesus dan in die woestyn ingaan, dan gaan dit Jesus wat al klaar met die goddelike drie-eenheid daar instap, die bevestiging dat hy met hierdie goddelike mag gaan optree, gaan hy in hierdie woestyn in om versoek te word deur die duiwel om sy messiaskap te bevestig. As ons hierdie woorde lees, dan is dit soos 'n refrein wat die hele tyd in daai teks voorkom. As jy dan die seun van God is, sê vir hierdie klip om 'n brood te van. As jy dan die seun van God is, spring van hierdie gebou af. Die duiwel wat die hele tyd hierdie woorde herhaal, om sodoende eintlik te bevestig dat Jesus werklik die seun van God is, want dit is wat die boek van Matteus vir elkeen van ons wil kom verduidelik. As jy van die begin van Matteus lees, om te sê, maar Jesus is werklik die seun van God. As jy al begin kyk na die geslagsregister, hoe Matteus skryf, het een doel, om vir ons te bevestig dat Jesus werklik die seun van God is. Nou as ons sommer hier kyk, die eerste versoeking, ons gaan so 'n bietjie deurgesels. Probeer jou indink, hier is Jesus in die woestyn. Dis nie per toeval dat dit in die woestyn gebeur nie, ons gaan nou 'n bietjie daaroor sê. Maar probeer jou indink vir 40 dae en 40 nagte. Jy hoor sommer die woorde van Noag, het dit vir 40 jaar gereën. Jy dink sommer 40 dae, en jy onthou sommer vir die volk wat daar in die woestyn getoer het, die uittog uit Egipte uit, hoe hulle daarso ook in die woestyn getoer het. 40 is 'n simboliese nommer vir toets, en om hierdie toets te deurstaan, om gevorm te word. En die woestyn is ook 'n plek waar hulle gevorm word, het ons ook so rukkie terug van mekaar gesê. Maar probeer jou indink vir 40 dae het jy nie geëet nie. Dan sal jy nogal honger wees, jou maag sal nogal grom, daar sal nogal iets wees dan. En dan kom hierdie duiwel en hy sê vir Jesus, as jy werklik die seun van God is, sal jy vir hierdie klippe sê om brood te word. Maar daai woestyn het so diepe betekenis gehad, spesifieke betekenis gehad.
Jy sien, wanneer Jesus daar versoek, dan vat dit die mense terug na Deuteronomium 8 toe. Want dit laat hulle herinner van die volk van God, wat ook bekend gestaan het as die seun van God. Hoe God met hulle gereis het, lees hierdie teksgedeelte saam met my. Dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou hierdie 40 jaar in die woestyn gelei het, om jou nederig te maak, om jou te toets, om uit te vind wat in jou hart leef. Sou jy sy gebooie nakom of nie? Hy het jou nederig gemaak, jou laat honger ly en jou manna laat eet, wat jy nie geken het nie, en jou voorouers ook nie geken het nie, sodat hy jou kon laat verstaan, dat die mens nie van brood alleen sal leef nie, maar dat die mens leef van elke uitspraak uit die mond van die Here. Hierdie gedeelte herinner die mense terug na daardie uittog uit Egipte uit, hoe God voorsien het aan hulle, die manna wat uit die hemel geval het, hoe hulle elke dag moes optel, net genoeg van vandag, want hulle moes weet, dis nie net alleen die kos wat hulle nodig het om te oorleef nie, maar dat hulle God en God se teenwoordigheid en God se woord en God se voorsienigheid nodig het vir hulle voortbestaan elke dag. Wanneer Jesus hierdie woorde spreek vir die duiwel, dan laat hy die mense onthou wat het gebeur met God se volk. Die tweede versoeking het ook 'n groot simboliese waarde. Kyk waar versoek hom. Hy versoek hom op die tempel, in die heilige stad staan daar. In die heilige stad waar die tempel is, waar die mense gesê het, daar bly God, gaan vat hom op die hoogste punt, want hulle sê, hoor jy gaan, hoe nader gaan jy op die hoogste punt, gaan sit hy Jesus, en hy sê, as jy werklik die seun van God is, spring hier af, laat God sy engele stuur, laat jy tog net nie jou voet moet stamp nie. Dink net hoe's hierdie versoeking. Die eerste een was 'n liggaamlike, fisiese, alledaagse versoeking, so wat ons nie Onse Vader bid, gee my daaglikse brood. Hierdie is 'n versoeking om te sê, hierdie skouspelagtigheid, net soos wat die Here daar op die kruis kon gehang het en gesê het, maar hulle moet engele stuur om hom van die kruis te kom red. Toe hy verniel is, toe hulle hom geslaan het, om engele te stuur, sodat die Here nie verniel, nie gearresteer moet word, nie daai lyding moes deurgaan nie, daai skouspelagtige bevryding wat moes plaasvind. Maar die Here sê weer eens vir hom, uit Deuteronomium 16 vat hom terug, jy mag die Here jou God nie uitdaag, soos jy hulle by Massa gedoen het nie. Jy mag nie hierdie skouspelagtige versoeking nie, by God alleen, dis waar dit saak maak. Die derde versoeking, vat hy hom na 'n hoë berg toe. Ek dink hier val baie van ons. En hy sê, kyk oor die hele koninkryk, kyk na al hierdie rykdom, wat gebeur. Hy sê, as jy my aanbid, sal ek al hierdie vir jou gee. Want dis wat versoekinge doen, dit vat ons weg van God af. En dan kom die Here, en ons onthou, en wanneer die duiwelse versoeking regeer, vir die Here jou God moet jy ontzag hê, hom moet jy dien, en slegs in sy naam moet jy sweer. As ons dink sommer so oor die wêreld van vandag met versoekinge, dan is dit hierdie optrede van die Here waar hy vir die duiwel gesê het, wyk Satan, gaan weg van my af Satan. En die Satan het gehoor gegee aan die Here, want die Here het met die mag van God se teenwoordigheid opgetree en hom weggejaag. En die Satan was nie meer in sy teenwoordigheid nie. En toe gebeur hierdie wonderlike ding wat gebeur, die engele het afgekom en die Here kom versorg, sê die woord van ons. Uit hierdie gedeelte lees ons baie van ons versoekinge in vandag se wêreld en die strategie hoe ons moet dink. Henry Nouwen, wat ek graag wil aanhaal, hy het verskriklike mooi boeke geskryf. Hy was 'n professor by universiteit en hy sê, hoe kan ons bietjie dink oor die versoekinge vir ons as mens en vir ons as kerke wat oor ons pad kom, uit hierdie gedeelte te leer en op te tree daaroor. Hy sê die eerste een is om relevant te wees. Hy sê, dink bietjie daaroor hoe ons geneig is om te sê, maar alles gaan oor my uiterlike, my aardse, my daaglikse versorging in hierdie wêreld. In die kerk kan dit ook wees dat ons sê, maar weet jy wat, vir die kerk om relevant te wees, gaan dit daaroor om te sê, maar hoe sorg ons vir die armes? Hoe gee ons kos vir die mense? Hoe reik ons uit? Jy kan tog nie vir iemand die blye boodskap verkondig as hulle nie 'n bord kos in hulle maag het nie. Of jy kan nie die blye boodskap verkondig as hulle nie 'n dak oor hulle kop het nie. En dan begin ons so fokus op dit, dat ons nie meer op die blye boodskap begin fokus nie. Henry Nouwen sê, maar om werklik relevant te wees, en werklik kredietwaardig te wees vir ons as mense, is om te sê, maar weet jy wat, ons kan nie net op die uiterlike brood alleen leef nie, maar op die brood, die woord van God.
is dat toe te laat dat God se teenwoordigheid en God se woord en al die liedere wat ons vandag gesing het, so jou binnendring en jou so vorm en so verander, dat jy meer en meer soos God word, en dan dat jy sê, maar dat ek 'n ligdraer in die wêreld word, om dan uit dankbaarheid te reageer en vir mense kos te begee, en vir mense verblyf te gee en begin omgee in die wêreld. Dis wanneer ons begin relevant word, wanneer ons gevoed word deur die werklike brood van die lewe, God se teenwoordigheid in ons bestaan. Hy sê, ons moet versigtig wees om indrukwekkend te wil wees. Hierdie ook, dink bietjie oor hoe ons funksioneer in hierdie wêreld. Ons almal wil aansien hê. Ons almal wil geerken word en wil deur ander mense op 'n troontjie geplaas. Ons wil hê mense moet ons bietjie op 'n troontjie plaas of ten minste eer aan ons toeskryf. Hy sê ongelukkig kerke doen dieselfde ding. Ons wil almal groot geboue hê en ons wil almal smart toerusting hê, ons wil verskriklike groot bands hê en ons wil goed in die wêreld hê dat mense kan sê, "Wow, julle het daai kerk gesien, het julle sien wat doen daai kerk?" Maar op die einde van die dag, om werklik indrukwekkend te wees, is om vanuit Jesus en vanuit God se teenwoordigheid te leef en nie te sê maar die eer kom ons toe nie, maar al die eer kom God toe en te doen waar en hoe God wil ons te gebruik in hierdie wêreld. En dan natuurlik die derde ding wat ons sien, die versoeking wat God doen, wat die duiwel doen is mag. Hy het gesê, weet jy wat, verlaat God, kom dien my. Doen afstand van God en kom dien my. Daai mag misbruik is, dink bietjie in die wêreld vandag. Hoe gemaklik is dit vir ons om mag uit te oefen? Dis makliker om mag uit te oefen in hierdie wêreld as om liefde uit te oefen. Is makliker om uit te gaan en mense te hiet en te gebied en te beheer, as om nederig te word en sê, maar hoe kan ek jou wêreld 'n beter plek maak? En tog, as ons gaan kyk oor die manier wat God kom optree het in die wêreld, het Jesus Christus homself kom ontmagtig, om God se mag in hierdie wêreld te kom sigbaar maak. Jesus Christus is verneder, het 'n vernederende dood gesterf, is ontmagtig en deur God verheerlik in daardie situasie. Hierdie Henry Nouwen wat 'n professor aan die universiteit was, wat hierdie magsposisie ingeneem het, het eers begin besef, toe hy by 'n huis begin werk het met mense wat gestrem was, toe begin hy besef, daar is nie krag en mag nie. Die krag is om te dien, om vir mense God se liefde sigbaar te wees, en vir mekaar om te gee, en in daardie dien begin jy eintlik besef, wat is mag, wanneer ons vir mekaar begin omgee. Maar wat staan ons te doen? Hoe gaan ons dit regkry om die versoekinge te weerstaan? Die eerste ding is om natuurlik te groei na die Here toe. Dis die ooglopende, ek dink almal van ons besef dit hier vandag, want ons is Christene. Vanuit die teenwoordigheid van Jesus Christus, wat die dood oorwin het, wat die bose oorwin het, vir die Here wat klaar hierdie versoekinge weerstaan het. As ons groei in ons verhouding met die Here, kan ons dit moontlik maak om die versoeking te weerstaan. Die tweede ding wat ons doen, ons moet leef vanuit die brood van die lewe. God se woord, ons leef in die wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie, ons is van God se wêreld. En God se woord help vir ons om op koers te bly, deur die leiding van die Heilige Gees, om volgens God se wil in hierdie wêreld te funksioneer. God se woord gee vir ons die beloftes wat ons geloof versterk, en op hierdie koers te bly, om te weet ons het die ewige lewe. Dit versterk ons geloof en ontdek God se karaktereienskappe en ontdek God se grootheid in ons lewe. Daarom moet ons hierdie woord oopmaak en hierdie woord kou en God se stem hoor in ons bestaan. Ons moet nie selfgerig wees nie, maar diensgerig wees. Gaan kyk waar waarsku die Bybel die hele tyd. Selfsug, hebsug, alles oor myself. So om hierdie versoekinge weer te staan, is om te sê, maar weet jy wat, ek leef tot eer van God. En dan nie magtevol te wees nie, maar liefdevol. Ons het nou, Black het vir ons so 'n mooi stukkie gelees voor die tyd, en ek het nou met die belydenis hierna, gaan ons bietjie praat oor God, die God wat liefde is. En ek dink nie mense verstaan altyd liefde nie, en ek het gister 'n troue gehad, waar ek ook vir mense verduidelik het wat liefde is, en dan mense het altyd hierdie vraag oor liefde, en wie is my naaste, en hoe werk naaste liefde, en die konsep van liefde, en ek sê altyd vir mense, jy sê vir mense, ek is lief vir braaivleis, en ek is lief vir chocolates, en dan sê vir jou vrou, maar ek is lief vir jou ook.
En dan dink ek nie altyd hierdie twee kom lekker by mekaar uit nie. Hoe werk God se liefde? God se liefde en haat het so gewerk. Liefde is om mense terug te voeg en deel te maak van die gemeenskap. Is om jou 'n plek te gee waar jy bestaan. God het die aarde en alles wat daarin is geskape om as sy heelheid in harmonie te funksioneer. So liefde is om te sê waar God het sy seun gestuur om te sê nie een van sy mense moet verlore gaan nie. Hy wil vir altyd ons teenwoordig hê en hy wil ons heel maak. Hy wil ons terugplaas in sy koninkryk, 'n plek gee om te hoor en te funksioneer. Hy wil ons vrymaak van daardie goed wat ons terughou om sy liefde, sy teenwoordigheid te ervaar. Hy wil ons herstel. Haat is om af te sny, uit te sny, weg te stoot. Wanneer God sê ons moet hom lief hê met ons hele hart, ons hele siel, om te sê ons moet nader aan hom beweeg, hom te ontdek in ons lewe en om ons naaste lief hê soos onsself en sê maar weet jy ek aanvaar myself en ek aanvaar ander mense en ek gaan hulle deel maak so wat ek myself aanvaar en plaas in hierdie wêreld. Maar kan alleenlik doen wanneer ek dienend word om God se liefde uit te stel. Is dit vir ons moontlik? Is dit vir ons moontlik om Jakobus te ontdek, gelukkig is die man, natuurlik vrou ook, versoeking te weerstaan, want as hy of sy die toets slaag, sal hulle die oorwinningskrans van die lewe ontvang, wat God hulle beloof het aan hulle wat hom moet lief hê. Die woord sê nie vir ons is vrygestel van versoekinge nie. Die woord sê vir ons kan die bose teëstaan, ons kan hom besweer, ons kan hom wegjaag. Deur Jesus Christus wat al reeds vir ons die oorwinning kom gee het, kan ons hom teëstaan. As jy die Here nie in jou lewe ken nie, as jou lewe nie onder die Heilige Gees is nie, as jy nog nie die God van liefde in jou lewe ontdek het nie, hoe gaan jy dit wat jy op die verkeerde paaie lei, kan teëstaan? Maar as ons dit het, kom ons help mekaar, dat ons die versoekinge van die lewe kan teëstaan, sodat ons die oorwinningskrans saam kan hê aan die einde van die tyd. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, net soos wat U versoek is, wil die bose ook ons aardse bestaan, ons liggaamlike bestaan, ons kom versoek sodat ons nie kan gesond wees nie kan groei nie. Die bose wil ook ons so kom versoek dat ons ander mense verneder, dat ons onsself bo ander mense plaas en dat dit alles gaan oor my aansien en my voortbestaan. Die bose wil ons versoek dat ons met mag en krag wil ons eintlik mense verstoot, waar ons nie heelheid nie en nie eenheid nie bewerkstellig nie, uitoefen in hierdie wêreld. Here, hoe gaan ons nie anderste om te begin kyk wat U vir ons kom doen het nie? In hierdie lydingstyd om te besef, waardeur het U gegaan? Hoe skuif U in onder ons sondige natuur? Wat het U gedra toe vir ons gesterf het, toe vir ons daai lyding deurgegaan het? Mag elkeen van ons nou in hierdie 40 dae onsself voorberei vir die lydingstyd wat voorlê, dat ons besef hoe lief het God elkeen van ons by die naam wat hierso sit. Hoe is ons naam in die handpalm geskryf? Hoe lief U elkeen van ons het om die seun vir ons te kom gestuur het en ons te kon soek het. En mag dit ons groei in ons geloof sodat ons nooit ooit weer kan wil stil bly en ons verhouding wil groei met U nie. U wat die almagtige is, U wat die skepper is, nie net alleen van alles wat ons sien nie, die sienlike en die onsienlike dinge nie, maar ook die skepper is van ons vandag en ons môres, van ons toekoms. Dis hoekom U vir ons hoop kom gee het. U het al die hartseer en al die gebede gehoor waarmee ons besig is. Ons kan dit volledig in U hande oorgee, Here. En binne ons beheer weet ons, U Heilige Gees sal vir ons die gawes gee, die vermoë om te oorkom. Seën ons, Here, met U alomteenwoordigheid en met die antwoorde volgens die wil van ons almagtige God, sodat U koninkryk kan kom, U wil kan geskied in alle eer en heerlikheid. U sal toekom. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes.
Ek het sommer nou die boodskap gekry, oom Johan Cronje is môre 80 jaar oud. Ja, sê, oom, ek gaan vir jou gebed kom doen. Ons bid dat die Here, ek gaan vir julle bid, dat die Here julle sal seën. Christel, jy kan so lank reg kry, laat jy die seën. Goed, kom ons bid saam vir die oom en ek gaan agter julle staan dat jy kan seën. Here, wanneer ons een van u kinders seën, vir hom en sy vrou, dan kan ons net die seën uitspreek dat u liefde met hulle sal wees. Daardie liefde wat u ons kom sigbaar maak het in die seun Jesus Christus. Ons Here Jesus Christus, u wat die mense wêreld in genade kom betree, dat hulle elke dag bewus sal wees van u wat hulle dag vir dag hulle grondgebied vergroot en saam met hulle is. En o Heilige Gees, u wat die trooster van die trooster is, die parakleet wat saam met ons reis, dat die alles wat sleg en boos is van hulle sal weghou en vir hulle sal toerus, dat hulle sal sien God se liefde en die genade van ons Here en hulle sal besef hulle is kinders van U. En dan kan ons as gemeente vir hulle sê hoe belangrik is hulle, dat hulle besonder vir God is en mag die goedheid van God hulle volg al die dae van hulle lewe. Ons bid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Terwyl, daar is hy. Vriende, kom ons staan en dan sing ons hierdie pragtige lied, Helde skyn ons lig vir die nasie, en dan kan jy staande bly net vir die musikale amen, en vir die seën. Wanneer ons gaan leef as ligdraers in die wêreld, ontvang nou die seën van die Here
En mag ons vanuit die Here se teenwoordigheid gaan leef. Mag die Here u seën en u beskerm. Mag die Here tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Mag die Here ons gebede verhoor en ons vrede gee. Die Drie-enige God is by ons van nou af tot in alle ewigheid. En niks kan ons ooit van die liefde van God skei nie. Amen.